Vader, ons kom vanoggend, Here, en ons wil net kom dankie sê. Dankie vir wie U is. Here, ek dink dis partymal, ek kan verstaan wat Dawid sê. Wat is die mens dat U aan hom dink? Here, U is so groot, U is so powerful, U is hierdie amazing, almagtige God. En ons as mense het soveel drama en issues en foute. En tog het U gesê, ek het jou so lief, dat ek sal in jou plek sterf. Want ek, hierdie perfekte groot God, wil met jou verhouding hê. Ek wil jou ken. Ek wil hê jy moet my ken. Ek wil hê jy moet my hart hoor. Ek wil hê jy moet my hart verstaan, soos wat ek joune ken en joune verstaan. Ek wil hê jy moet die vrymoedigheid hê om na my toe te kan kom. Jy met my te praat, soos wat ek, jou Abba Vader, smag om met jou te praat. Here, mag ons harte vanoggend oop en ontvanklik wees. Mag die res van 2025 in ons lewens bekend staan as die seisoen waar die stem van God vir my duidelik geword het. Dat ons weer kan hoor. Dat ons weer kan hoor, sodat ons kan sien. Sodat ons kan verstaan. Sodat ons kan leef. Dis ons gebed vanoggend in Jesus naam. En almal sê saam. Amen, julle kan sing. Kom Richie, kom getuig. Jy het gesê, jy wil iets sê. Ja, my storie begin so 'n bietjie meer as 'n maand terug met die mannekamp, wat ek begin sukkel het. En heel die Here gevra, wat moet ek doen met die sukkel van my ouers wat uitgeval het. En begin September het ek pastoor gebel, ek het 'n bietjie 'n rowwe droom gehad. En heeltyd het opgekom, is dit die Here wat soos met Josua 'n droom gestuur het. Maar ek weet nie wat die droom beteken nie. En dit het vir my begin opkom dat ek moet vergewe, ek moet vrede maak met my ouers, hulle vergewe, want as ek nie vergewe nie, gaan ek nie vrykom nie. Want om te vergewe is nie net vir die mense wat jy 'n grudge teenhou of voor kwaad is nie, maar om jouself skoon te maak. En ek besluit toe, okay, dis wat die Here wil hê, ek moet dit doen. Maar hardkoppig en harde kwas en die hart wat hard is, maak dit moeilik. En so kom het toe letterlik die naweek van die karboetseil word ek gebel, my ma's in die hospitaal, 'n chaplain bel my en sê sy doen nie goed nie. En ek het net die Saterdag vir hulle 'n boodskap gestuur om te sê, weet jy, ek spreek julle vry, maar ek sal nog na julle toe kom en dan in persoon dit kom doen. Maar hulle sê nee, sy doen nie goed nie. Ek bel, ek praat maar met haar en ek bid toe die Sondagmiddag vaat ons by die huis is oor die foon. Maar die hart is hard. En so gaan dit maar aan en sy is ons hospitaal vir 2 weke en ons is nou met die laaste manne aan hierso en Uncle Jimmy, hy praat oor die hart wat hard is en die ander manne wat saam met ons ook basies gebreek het gesê, dis moeilik. En net daar besef ek, as ek nie Here gaan vra vir help om die hart sag te maak nie, gaan ek nooit kan sy aangesig sien nie. So gaan dit, ek praat met my ma, maar is maar moeilik, ek het nog so 'n halwe ding teen my pa, ek wil hom nog nie reg sien nie, want ek voel nog seer gemaak. Sondagoggend word ek wakker en was 'n boodskap van my ma, of ek moet huis toe kom, sy het my nodig, en daar's 'n voice note van my pa af. Toe lei my foon, my pa is oorlede. Ek voel gebreek, ek voel, daar's nog, ek wou nog in persoon jammer sê om 'n haak gee en sê, Dad, ek's lief vir jou. Ek gaan na my ma toe, dis moeilik, die hart is nog nie reg daarvoor nie, maar die Here sê vir my,
hy is op 'n beter plek. Hy het nie meer die seer wat hy en die moegheid wat hy gehad het. Is 'n week van ups and downs en trials en vra nie die Here om my te dra. Uncle Jimmy help my, ek het baie, ek moet dankie sê vir hom ook. Daar was baie daar wat ek opgegee het, even Christy, my gebel, ek was naby aan opgee. Maar die Here het my gedra. So gaan dit aan, laas Sondag in kerk, ek voel, die Here is nog besig met my, maar die hart is seer. En ongelukkig sing ons al die liedere oor pa wat seer maak, en dis nog 'n rouwond. Ons gaan toe Sondagmiddag, gaan sê vir my ma, of ons gaan sien na, maar dit is nie goed nie. Sy het in 3 dae se tyd agteruit gegaan, soos dit nie kan nie. Ek dog toe, okay, bid, vra die Vader, asseblief, as dit U wil is om my huis toe te vat, asseblief, ek wil nie hê my ma moet so suffer nie. Maandag gaan verby, ek sê, okay, Dinsdag gaan ek nie werk nie, ek gaan deurry. Ek reël my goed, alles. Maandag aand 9:00 bel my ma is ook oorlede. Ek breek. Die Here sê net vir my, of ek voel die Here het my nagekom, maar ek sien die Here werk op sy manier. Hy het 'n doel, om die hart sag te maak, voel ek is dit. En die hele week is ek net down in the dumps, ek kan nie. En ek kry woord. En Vrydagoggend met die my roudiens van my ma en pa, kry ek 'n boodskap van pastoor af, James 1:2-4, as ek reg onthou. En dit sê, be joyful in everything. Ek weet, ek glo en ek vertrou op die Here dat hy my deur alles gedra het en dat ek moet happy wees. Want ek weet die Here het my ouers kom haal en ons op 'n beter plek. En deur dit maak hy my hart weer sag vir 'n mens. Wat ek glo die Here wil 'n kliphart weer sag maak. En al verstaan ons nie elke dag hoe dit werk nie en die pyn en goed waardeur 'n mens gaan nie. Soos pastoor ook al gesê het oor pastoor se pa, daar's goed wat mense nog wil gevra het en gesê het. Maar ek voel die Here werk in wonderlike maniere en ek wil net vir almal dankie sê en veral net dankie sê vir die Here dat hy my deur alles gedra het. So dankie. Amen. Jakobus 1 vers 2-4. Ag dit loutere vreugde as al die drama met jou gebeur. It's like, Hy sê, when all types of trials and tribulations kom jou pad, hy sê, ag dit loutere vreugde, wees bly oor die goed. En ek weet dit klink belaglik, amen? Want die woord sê, seer leer jou. Die van julle wat nie ons diensreeks oor seer bygewoon het nie, dit sal jou baie help. Want God het 'n plan met die lewe wat met ons gebeur. Amen. In hierdie wêreld gaan goed met jou gebeur, wat buite jou beheer gaan wees. Daar gaan drama kom, daar gaan seer kom. Daar gaan goed gebeur wat jy voel, is nie eers meer worth it om hier te wees nie. Maar God is die een wat ons deur dit vat. En vanoggend vroeg toe ek bid, 4 uur sit ek op my bank en ek bid en ek kry net weer hierdie ding van elke storm reën uit. Amen. En al is jy in die grootste storm, al is dit 500 mm wat in 'n uur geval het, en jy versuip in daai water en jy voel jy gaan dit nie maak nie. Enigiets het my Bybel my geleer, my lewensredder loop op water. So ek hoef nie eers bang te wees in die oorstromings nie. Amen. Maar dit voel net ons het nie beheer nie. Maar God het beheer. Amen. Hy sien, hy weet, hy verstaan. En hy het die antwoorde om ons daardeur te kry. Dankie Richie.
Amen. Nou ja, volgende begin ons met 'n nuwe preekreeks oor profesie. Die stem van Jesus in sy kerk. En daar's soveel goed oor profesie en profetiese woord en soveel sieninge. En ek sê altyd, as jy de mekaar is, gaan net na die Bybel toe. Amen. Hierdie boek weet waarvan hy praat. Amen. Menslike opinie is altyd gekoppel aan mensdom. Amen. En dit is belangrik dat ons dit verstaan, want as jy na lerings gaan luister, as baie ouens wat julle like op YouTube en goed wat hierdie goed probeer doodring. Hulle probeer die werking van die Heilige Gees doodring. Hulle probeer laat iemand vir jou woord gee, dooddruk, want die nuwe term is die era daarvan is verby. En ek sê, ek het nog nêrens hier gesien van sê, die Heilige Gees het teruggegaan en ons net so gelos. Amen. Hulle like om versies te gebruik en in hierdie hoofstuk is die sinnetjie wat sê, hierdie sal stop op die volmaking van tyd. En baie sal sê, ja, na die apostels was dit daai tyd. Maar Openbaring sê, die volmaakte tyd is wanneer Christus terugkom. So, hy het nog nie teruggekom nie, so is nog nie klaar nie. Die Heilige Gees bly hier tot Jesus kom. Amen. En is sy gawes, is nie ons in nie. Dis sy gawes, so hy gaan sy gawes gebruik. Want dis wie hy is, dis sy karakter. Amen. En dis hy wat deur ons werk. En dis wat ons vandag moet verstaan. En dis hoekom ek hierdie volgende 3 weke wil praat oor profesie en profetiese woord, want profesie is 'n baie van die ding. Ek kan vandag profeteer en dit gebeur vanmiddag, en ek kan vandag profeteer en dit gebeur oor 20 jaar. Of jy kan 'n profesie kry vir jou nageslag, en dan sit jou agterkleinkind wat die vervulling daarvan is. En as jy soos, dit het nie in my lewe gebeur nie, jy's nie jou nageslag nie. Jy maak die nageslag. Amen. En dis hoekom ons frustreerd raak, want ek en jy lewe in 'n kitslewe van dinge moet nou gebeur. Amen. As jy ons disipelskapskool oor die boek van Hebreërs raak lees, ek en jy leef vir vandag en môre en oormôre, want die lewe is kort. God het net 'n vandag. Amen. God het nie môre en oormôre nie, hy leef in die ewigheid. Hy het net vandag. So niks is vir hom urgent nie. Alles is vir hom vervulling. Amen. Ek en jy is geleer. Kom, jy moet jou huiswerk doen môre, jy moet swat môre, jy moet hard werk want die naweek. Ons is geleer om op tyd te werk en 'n 24 uur lewe te leef waar alles gejaag is. Dis hoekom baie mense kom na mense toe om oor hulle te profeteer, want hulle soek nou 'n antwoord. Jy gaan nou die antwoord kry, maar as jy sê jy gaan nou die vervulling daarvan kry. Amen. Want tussen die profetiese woord en die vervulling van daai profetiese woord is daai baie lelike Christenwoord wat met 'n P begin. Proses. Amen. En die hele doel van die proses gaan oor een ding. Is jou karakter. Hoekom? Want wat God hier gesê het en wat hy daar wil doen, moet daar in jou iets gebeur dat jy hierdie vervulling vir hom die eer kan gee, dat jy dit nie oor jouself maak. Want as jy te vinnig in die vervulling inkom, gaan jy voel jy's goed. Daai proses leer jou is net God wat jou daar kan kry. Daai proses leer jou is net God wat jou hierdeur kan trek. Daai proses leer jou dat hy is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Amen. Daar's nie ander ways nie, daar's nie ander maniere nie, daar's nie kits oplossings nie. En vandag wil ek baie inleidend praat oor profetiese woord, want ek wil oor die doel daarvan praat. Want daar's 'n doel vir 'n profetiese woord. Van die Ou Testament was daar sekere funksie, toe kom Christus, toe verander wat ons profeteer en hoe dit werk heeltemal van daai tyd. Want profetiese woord nou is vir die kerk gemaak. En dit staan in 1 Korintiërs en ek gaan nou vir julle lees. Dis vir my en jou. Die wêreld verstaan nie profetiese woord nie, maar die woord sê die wêreld leer glo daardie. Amen. Want jy het 'n getuienis, iemand het vir jou gebid of iemand het oor jou geprofeteer.
En 3, 4, 5 jaar later, dan sê vir iemand, jy sal nie glo nie, ek was in 'n diens 5 jaar terug, en daai ou het dit gesê, dit het vandag in my lewe gebeur. En daai wat nie die Here glo nie is, wow, ek kort ook die Here. Amen, dat ek ook rigting kan kry. Amen, kom vertel jou storie. So daai is nou presies wat gaan oor hierdie wat ek graag wil sê. Ek gaan net my voetjie hier so gryp. Jy kom besoek en dan moet jy spreek. Dit is wat gebeur het toe ek die eerste keer hier aangekom het. Eerste keer wat ek hier so was, het ek ook hier so gesit. Ek ken niemand nie, ken nog steeds nie die meeste van julle nie, want dinge het gebeur en die ratreis het aangegaan en daar het seker goed gebeur wat ons nou weer vandag hier so bring. En so ons sit hier so voor, ek en Andri, en Pastoor Kobus sê ewe skielik, maar hy het ietsie gehoor en hy wil vir my graag ietsie sê wat die Here voel, hy het 'n boodskap vir my. En die boodskap het basies gegaan oor jou hele lewe se doel of se purpose is om ander mense te help deur jou wonde met hulle te deel. En want jy verstaan dit en jy weet hoe is die vernedering daarvan. En dit is ek hoef nie noodwendig na mense toe uit te reik nie, dit sal net gebeur. En ook ek het dit neergeskryf, dit was nog recordings gewees, so ek het dit na die tyd gaan kyk en ek het dit neergeskryf. En dit het basies gesê dat jy wil nie in 'n boksie geplaas word nie en jy wil dit aan die ander mense, jy wil uitbreek en dit is jou passie en jou doel om dit te doen. En dit was 'n great boodskap en 'n awesome gevoel, maar presies soos wat jy nou gesê het, is ek het nie op daai stadium geweet presies, okay, wat moet ek hiermee doen nie. En in een van my ek was verlede week op 'n Quest of Life mannekamp en goed, so baie dinge daar gebeur in die kop het oopgeblaas met baie inligting en goed, en ek het ook besef dat 'n mens hoef nie dadelik alles te verstaan nie, dit sal gebeur met tyd, wat ook in my brief gestaan het van pastoor om te sê, jy gaan nog baie vrae en baie dinge gaan nie nou sin maak nie, maar die Here sal jou wys hoe om dit te doen, hoe om dit toe te pas. En hierdie week op Quest, dit is nou wat ek weet nie hoe lank terug was, miskien 'n jaar, dalk 2 jaar later wat ek daai boodskap gekry het, en ek het vir myself daai brief geprint en saamgevat op my Quest in 'n koevertjie, en ons het die een dag op die Quest het ons 'n vasdag gehad, wat ons briefies en boodskappe gekry het van ons geliefdes en familie en vriende en goed, en toe het ek met daai brief begin. En toe ek hom vir myself lees om te sê, pastoor het vir my gesê ek's 'n vis, maar hy het gesê net dooie visse. Ek weet nie. Wel, ek was daar in die bos gewees en daar was geen visse nie. So die enigste vis wat daar was die woord wat ek gehad het by my in my briefies en my alleentyd met die Here. So dit het gesê net dooie visse swem of gaan saam met die stroom af, en ek is 'n vis, 'n lewendige vis wat opwaarts swem, en dit is my doel om daai fight te fight. En een van ons grootste boodskappe gewees hierdie week op die Quest was, ek weet nie wie van julle ken die woord Kazakh nie. Dit beteken be strong and courageous, never fear when God is near. Wel, dis in my eie perspektief wat ek dit gevind het. Daar's julle uitspraak. Rakje zakka. Oh, nice. Can you believe it? Ek kry ek hoendervleis. En ja, op hierdie Quest was dit 'n journey, en ek het ingegaan met vrees en onsekerheid, en ek het net heeltyd elke keer stil geraak, en ek het nie geweet hoe om die vrae te vra, hoekom, waarom, hoe, maar ek het heeltyd voordat ek begin, ons het elke dag 'n stukkie gehad, 'n aktiwiteit wat jy vinnig moet doen, en ek het voordat ek elke item of voor elke aktiwiteit wat ek gedoen het ek stil geraak en vir die Here gevra, wat wil jy hê moet ek verstaan omtrent hierdie aktiwiteit, want nou is alles in Engels en die ouens wat dit aanbied is van Texas, en it's very difficult to understand. So
en daar's baie woorde wat ek nie lekker kon verstaan nie, maar ek het dan net gesê, Here, help my om te verstaan wat die doel is van hierdie oefening, en wat moet ek daarmee doen? En elke keer as ek dit gedoen het, het daar ietsie vir my gewys, sonder dat ek gesoek het daarvoor, of gewonder het, waar is die antwoord, en die weirdste goed het gebeur in die natuur, en deur die natuur is dit asof die Heilige Gees met my gepraat het, en daardeur het ek die boodskap gekry. Ek het die weirdste goed, ons het sulke touwtjies gekry, en ek was besig om my touwtjies te vleg, en 'n touwtjie het op die grond geval, en ek het so in 'n beeskraal gesit, en toe ek die touwtjie optel, toe sit daar 'n lekker stewige stuk beesmis aan my touwtjie vas, en ek skiet hom so af, en toe ek die beesmis so afskiet, toe laat dit my dink dadelik aan Dawid en Goliat se storie met die slingervel, en daar kry ek my antwoord, of my vision, om te sê, okay, miskien is dit 'n teken, en ek gaan lees toe verder oor dit, en so het ek elke dag my boodskappe gekry, en die doel daarvan, en dit was net so amazing, hoe ek nie geweet het hoe om hierdie goed te hanteer nie, maar ek het net stil geraak, en ek het die Here se stem gehoor op 'n manier hoe ek dit nie verwag het nie, en ek het nie gesoek daarvoor nie, it just happened. So ja, ek wil dankie sê vir hoe dit begin het, en ek verstaan nou eers waaroor dit gaan, en daai brief gaan nou vir my soveel meer sin maak, en die week op Quest was amazing geweest, met al die ouens daar, en die warriors wat ek dit saam mee gedoen het, was net absoluut amazing. So ja, ek wil net sê baie dankie daarvoor, en dit het my lewe verander, en my oë oopgemaak, en nou verstaan ek hoe om dit te doen, en hoe om met die Here te gesels, en nie hom te sien as hierdie kerk nie, maar as 'n vriend, en 'n persoon wat ek net gemaklik mee kan gesels, en die antwoorde sal kom, sonder om te fight daarvoor. So, ek wil graag net eindig met 'n versie wat ek mee gesukkel het hierdie week, want ons het klomp versies gekry, en ek het heeltyd gesukkel om dit te verstaan, en goed, en na die einde van die week het ek eers tot my sinne gekom, en ek wil dit graag net oplees vir julle, in die Jacques Louis vertaling, nie in die enige, so, die versie is Galasiërs 2 vers 20, om te sê, ek het saam met die Here gesterf, dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Jesus Christus wat deur my lewe, en die lewe wat ek nou leef, is deur hom, en hy is die een wat my lief het, en vir ons gesterf het. So, dankie julle, ek waardeer dit dat julle luister. Amen, halleluja. Ek love it, ek dink nie, hy het geweet, dis wat hy vanoggend gaan doen nie. Ons staan buite en ons praat so, en hy sê, vertel my van hulle kamp, en Hanna sê, ja, want hy het sy profetiese woord saamgevat, en ek is like, is die regte oggend vir 'n getuienis. Amen. So ja, wie weet in hierdie kerk mag jy gevra word om te getuig sonder dat jy voorbereid is. Amen. Want die woord sê ons is altyd voorbereid, want ons het die Heilige Gees. Amen. Hy sê binne seisoen en buite seisoen, weksdae en naweke. Amen. Deur die dag en die aand. Ons is altyd voorberei, want die Heilige Gees is in ons. En die Heilige Gees maak nie foute nie. So, wanneer dit kom by profetiese woord en profesie, en daai goed, dit is baie keer, want baie mense soek profesie net omdat hulle antwoorde soek. Baie soek profesie om te hoor, is my bediening groter as jou bediening. Amen. Party mense like as hy 'n wow profesie kry, is like, daai ding gaan reguit na hulle kop toe. En weet ek is nou die ou, die Here het daai van my gesê. Hoe groter die profesie, hoe groter die voorbereiding. Amen. So, jy moet eerder op jou knie kom en sê, Here, jy gaan my hierdeur moet help, want ek besef. Amen. Wanneer ons iemand by die kerk kry wat baie sterk profeties is, en hulle roep van ons mense of die leiers uit en hulle profeteer, as hulle soos altyd, hoekom smile jy nie? Ek sê, want die ding vir my werk. Want as hoofpastoor het ek die verantwoordelikheid om vir jou te bid, dat jy die vervulling daarvan kan kom. Amen. So as hulle nie oor jou profeteer, het ek die werk.
Dan kan ek net bid, Here, gee vir hulle goeie week. Here, pas hulle hondjie om. Here, wees nice met hulle katjie. Dan kan ek al hierdie goedjies bid, sorg dat hulle kinders se tande geborsel is. Daai goeders, amen. Ek sien nou die dag, ons bure se vrou skree so hard op haar kinders, ek het tande geborsel in die bed gaan klim. Amen. Maar daar kom 'n tyd wanneer God oor jou iets spreek wat koninkryks gedrewe is en nie vlees nie. Want dis die doel van profesie. Dit maak jou vas aan die hart van God. Amen. 1 Korintiërs 14 sê, lê julle toe op die liefde. Amen. Wie weet 1 Korintiërs 13 het afgesluit. Hoe belangrik is die liefde? Hy sê, geloof, hoop en liefde, maar die belangrikste is liefde. Amen. Hy sê alles sal vergaan, maar hierdie 3. En dan begin 14, lê julle toe op die liefde. Bly egter ook entoesiasties oor die gawes van die Gees, veral oor die gawe om te profeteer. Maar maak dit nie klaar nie. Want die dag as liefde klaar is, dan gaan profesie eers klaar wees. Want solank as wat God sê, die gawes is daar. Solank as wat hy sê, lê jou toe op die liefde. Hy sê, net soos wat liefde daar gaan wees, gaan die gawes daar wees. Dit gaan nie klaar maak. Amen. Amen. Die dag as Christus sy kerk kom haal, en die Gees van God gaan saam, dan in die wêreld, ja. Maar dan is dit bietjie laat. Amen. Amen. Want die wat dan agterbly, sê die woord, die enigste wy hoe jy ooit die hemel kan maak, is met jou lewe te betaal. Na die wederkoms, die enigste wy om in God se aangesig te kom vir die hemel, jy gaan doodgemaak word. Hulle gaan jou martel, sê die woord, hulle gaan jou uitmekaar uittrek. Ons het nou die easy way out. Kry jou lewe in geloof reg. Amen. Kry jou lewe in geloof reg. Word bekeer, laat jou doop. Nie daai natspad nie, hoe eet ons beskuit? Baptizo, die woord is emerge. Emerge beteken, jy sak in en word toegemaak. Amen. Soos 'n gherkin. Wie van julle ken 'n gherkin? 'n Gherkin is in die sous. Amen. Jy vat nie 'n rou komkommer en drup 'n lepeltjie asyn en sê, dis 'n gherkin, nie? Amen. Hy moet in dit emerge. Dis die doel daarvan. Lê julle toe op die liefde. Bly egter ook entoesiasties oor die gawes van die Gees. Veral oor die gawe om te profeteer. As jy in tale praat, rig jy jou nie tot mense nie, maar tot God. Want mense sal jou nie verstaan nie. Deur die werking van die Gees praat jy immers diep en onbeskryflike dinge. Tale bid is belangrik, want tale bid maak jou brein confused, maar jou hart oop. Want hy sê jy bid onbegryplike dinge. Jy gaan nie verstaan as jy in tale bid wat jy bid. Amen. En hierso moet jy onderskei, want hierdie tale bid hier, praat hy nie van die gawe van iemand spreek in tale, en hier staan iemand op en hulle lê dit uit nie. Hier praat hy van, is belangrik om met God te kan praat in 'n taal wat net God verstaan. En al wie daai taal vir jou kan gee is God. Amen. Niemand gaan dit soos jy hê nie. Help nie jy probeer dit verdraai nie. Ek onthou jare terug was daar 'n pastoor wat ek geken het. As hy iets nodig het, sê byvoorbeeld sy kar se bande is klaar, dan bid hy karre se bande. Tot iemand vir hom vra, het jou kar tyres nodig. Die Here het my gehoor. Want hulle is ook al buite. Amen. En is gevaarlik. Hy sê hierso, maar as jy profeteer, bou jou woorde mense op en bemoedig en vertroos hulle. Iemand wat in tale praat word self geestelik opgebou, maar die persoon wat profeteer bou die gemeente op. Tale is vir jou. Dis hoekom jy nie in die kerk net kliphard in tale bid nie, want dis vir jou, dis nie vir almal nie. Amen. Wat's vir almal? Profesie. Hoekom? Want dit bou die gemeente. 'n Getuienis soos Jacques Louison is, bou ons om te sê, wow, daar's hoop. Daar's woord oor my uitgespreek wat nog nie tot vervulling gekom het nie. Daar's hoop. Amen. Daar's hoop.
Want dis wat hulle doen. Hoekom profeteer ons? Om mekaar te stig, mekaar te bou, om in mekaar te invest. Wat? Die waarhede van die Gees wat deur ons spreek. Amen. Maar almal is nie profete nie, en daar staan nie almal is profete nie. Daar staan die gawe van die Gees. Wie het die Heilige Gees? So wie kan in die gawes vloei? Hallo. Ek gaan na profeet so en so toe. Vooral nie die een langs jou. Wil jy nie saam met my bid en hoor wat die Here sê? Want is dieselfde Gees. Is daar profete? Absoluut. Is daar mense wat in daai posisie, daai ampt, daai calling staan? Dis hulle hoofcalling? Ja. Want Efesiërs 4 sê Jesus, nie mense nie, Jesus sê. Ek het vir julle die gawes gegee. Ek het vir julle hierdie persone gegee. Apostels, profete, evangeliste, herders en teachers. Waarvoor? To equip the saints for their ministries. Wat is die doel van die vyfvoudige bediening? Om jou toe te rus vir jou bediening. So wat doen ek nou? Ek is besig om jou te leer, toe te rus met hoe werk profetiese woord. Leef ek dan my calling uit? Ja. Amen. En dis wat ek wil hê jy moet verstaan. Jy moet verstaan dat geen ou wat voor in 'n kerk staan is special nie. Amen. Ek staan nie omdat ek gehoorsaam was aan iets wat nie sin gemaak het. Want ek kon nooit dink dat hierdie ou waar ek vandaan kom ooit hierdie werk sal kan doen nie. Amen. Ek het 2 probleme gehad. Nommer 1, ek het 'n verlede. En nommer 2, ek het so gehakel, my klats het gegly. As ek die GPS was in die woestyn, het daai Israeliete 80 jaar geloop. Nie net 40 jaar. Maar die Here het my kom vrymaak daarvan. Amen. Want dis een van die goed wat ek vir hom gesê het. Here, jy wil ek moet vir jou gaan werk, maar ja, net 'n 3 minute gebed het my 30 minute gevat om dieselfde goed te sê. Maar die Here het my kom help. Want hy wou my hier hê. Want daar was 'n profesie oor my uit. Jy gaan hier staan. Iemand sê eendag van ja, hoekom het julle nie 'n 2000 seater kerk nie? Ek sê want my profesie sê, as gevolg van jou wat so reguit is, moet jy nooit meer as 150 mense verwag. Jy's ongelukkig te reguit. Amen. As jy iets sugar-coated soek, Krispy Kremes. Kry 'n donut. Amen. Amen. Het ek 'n behoefte vir so groot kerk? O nee. Wie wil drama is daar? Hoekom wil ek in elk geval 'n plek hê waar meeste mense net 'n nommer is? Hier is ons familie. Hier praat ons face to face. Amen. Ek ken nie, want ek het 'n baie goeie pel wat in so groot kerk is. As hy het 'n afspraak vandag, dan sê ek, wat is dit? Blok G, ry C 21. Sê, come on. Ek sê, ek vra maar net, weet jy wie is daai persoon? Het jy hom al gesien, of sit hy in blok G? Ek vra maar net. En, dis ek, amen. Ek het daai tipe persoonlikheid. Gelukkig ken my vriende my so. Iemand wat in tale praat, word self geestelik opgebou. Maar die persoon wat profeteer, bou die gemeente om. Amen. Ek gaan jou nog maar weer so voorbeeld gebruik. Toe ek oor hom profeteer, het dit 'n verwagting geskep. Vir hom, vir haar, vir almal wat dit hoor, almal wat hom ken, om te sê, okay, kom ons kyk wat gaan die Here doen. Amen. Profesie maak almal excited oor 'n toekoms. Maar profesie is nie net toekomsgerig nie. Amen. Profesie maak partymal vry. Ek het eendag 'n oom bedien, hy het kanker op sy oë gehad. En ek begin met die tannie en die oom praat, so 2 sulke kankers op sy oë, en ek begin met die oom en die tannie praat, want hulle wil hê ek moet vir hulle bid vir genesing. En ek vra vir die Here, wat gaan aan? Hoekom is die oom so? En die Here wys vir my onvergewensgesindheid. En ek vra vir hulle, hoe lank het die oom die kanker? Die tannie sê, dit kom al sy hele lewe.
Hy het eers bloedkanker gehad, toe word hy gesond gebid, toe het hy velkanker. Sy sê, toe sit in sy bene. En elke keer bid hulle ons verstaan nie wat gaan aan nie. En ek weet toe, die Here sê vir my onvergewensgesinde. Daai bitterheid. En ek's like, okay Here, help my. En ek sê vir hulle, die Here gee vir my 'n naam. Begin met 'n K, eindig met TH, soos Keith, en die tannie sê Kenneth. Ek sê, wie's Kenneth? Sy sê, ek was aan hom verloof, toe ontmoet ek die oom. Baie jare terug. Ek sê, ja. Sy sê, en die oom vry my toe nou maar af. Ek sê, ja, wat is die probleem met Kenneth? Sy sê, Kenneth het daarop uitgegaan om ons lewe te verwoes. En die oom het gesê, ek sal hy man nooit vergewe nie. Ek sê, en die woordjie nooit het die deur oopgemaak, wat die vyand 'n permanente houvas het. Na elke gebed kom hy terug. Na elke gebed kom hy terug. Na elke gebed kom hy terug. Want hoekom? Die boom is nooit ontwortel nie. Ons het net die takkies gesnoei, maar ons het nooit die kwaad gaan ontwortel nie. Amen. Baie Christene wil jy moet 'n pleister op die wond plak, maar hulle wil nie met die seer deel nie. En as jy bietjie aan hom druk en hy pop oop en hy wurms en sweersel kom uit, dan is hulle vir jou kwaad. Maar jy kan slegs genees as jy toelaat dat dit wat die gif is uitkom. En ek sê te hulle, ons moet bid, julle moet vir Kenneth vergewe. Bid saam met hulle. En as so daai een van die moments, jy dog jy slaan, hierdie woorde spring uit jou mond uit. Amen, maar dis daai woorde wat jy voel jy al agterna duik en dit keer. En die woorde sê, oom, jy gaan oor 3 dae opstaan en daai kanker gaan weg wees. Heeltemal gesond. En ek is like, nee. En voor 'n keer sê die Heilige Gees, hier's my nommer, bel my oor 3 dae en sê vir my die oom is gesond. En ek is like, nee. Nou weet, dag 1 gaan verby, as ek dag 2. Nou begin daai vader van leuns. Wat as jy verkeerd was? Wat as jy gelieg het? Wat as jy nie reg gehoor het nie? Amen, die duiwel begin daai twyfel bring. Daai aand, slaap was min. Amen. Hy volgende oggend 7:00, lei my voor. Dis daai tannie. Nou sê Susan, los ek kom. Kom besieber is die bang. Hallo, hy tannie. Hy tannie, heel mense. Ek is like, okay, jy oom is by die Here, hy is gesond. As iemand so huil, dan dis daai ugly cry, julle ken mos hy. Amen. Waar jy nie weet of het traan of snot is nie. En sy het hom so gehuil, ek kon hom voel op die woord. En sy sê hierdie woorde. Toe die oom vanoggend opstaan, toe lê die 2 kankers op sy kussing. Daar is nie eers 'n letsel op sy gesig nie. En ek is like, dankie. En ek besef, as ek my mind in die pad sit van God se werk, gaan ek God mis. Want my emosie en gevoelens het gesê, hoe durf jy? En God se gees het gesê, trust me. Trust me. Amen. En dis hoekom, wanneer werk die gawes? Die gawes werk, wanneer ons God vertrou. Amen. Openbaring 19 sê die volgende, hy sê, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Elke profetiese woord moet 'n getuienis bring van die werk van Christus in jou lewe. Anders is dit nie 'n profetiese woord nie. Amen. Elke profetiese woord gaan jou altyd terugbring na Christus toe, dat hy die eer kry, want dit is sy werk in jou lewe. Amen. Vat net julle getuienis oor Giel, en julle storie, met die blomme. Amen. Hoe amazing is dit nie? Hier's baie van julle wat se stories ek ken.
Amen. Shane het jou eie storie geskryf. Maar as dit omdat jy nie die bokke geken het. Maar the testimony, die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Hoekom? Want Jesus se hele hart. Hoekom? Hy is die woord van God. Hy gaan nie in jou lewe lieg nie, want hy is nie alleen nie. Amen. Selfs ons nuwe kerk, ons nuwe grond, is alles deel van 'n profesie, wat oor jare kom. 15 jaar terug het ons bomshelter begin. Toe ek in hy saal stap en ek sien hy dak, is like, 4 jaar terug is hierdie gebou net so beskryf. Amen. Iemand vir ons geprofeteer. Daar sal oor ons geprofeteer oor vriende in ons lewe. Wat sê, pas op vir hierdie twee. Die een lyk so, die ander lyk so, dis hulle name. Dink ons, 3 maande daarna, chaos. Wie probeer jou sing? Daai 2 mense. Sien, as jy in God se wil leef, sal God jou help. Al het die popo die fan gestruik, al het die bom gebars, al het jy seer gekry, you will still get you out of it. Hy het ons vooraf gewaarsku, sodat ons harte kan voorberei. God waarsku ons vooraf, hoekom? Dat jy jou gees kan sterk kry, jou hart kan beskerm, dat emosie nie oorheers oor die waarheid nie. Habakuk sê dit so mooi, wanneer daar oor jou geprofeteer word, skryf dit neer. Hy sê, want in tye van struggle is dit die swaard waarmee jy vat. Sorry duiwel, ek hoor wat jy sê, maar God sê. Duiwel, ek hoor jy sê, ek is nie goed genoeg nie, maar God sê. Ek hoor jy sê, ek is te sleg vir 'n calling, maar God sê. Dis hoekom jy jou profetiese woord neerskryf. Hoekom? Want dit help jou herinner. Hy sê dit so mooi in Habakuk, hy sê, herinner God daaraan. Wat die Here vergeet? Nee, hy wil hê jy moet fokus, want ons vergeet. Want as jy God herinner, wat doen jy? Jy spreek daai ding in die gees, dat hy operate. Hallo, want as jy hom net los, ek sê altyd, die van julle wat my ken, ek het baie skerp messe, amen. Wat help 'n skerp mes in 'n kas as hy nooit gebruik word? Wat help het God het vir jou woord gegee, 'n swaard gegee, maar hy lê iewers in 'n kas. Nou is daar oorlog in jou huis en daar's drama en die all hell break loose en jy's like, wat moet ek maak? Wat moet ek maak? Wag, kom ek gaan gou Facebook toe. En hy is like, jou hierheen, het jou swaard gegee. As jy hom nie gaan gebruik nie, gaan jy soos Petrus wees, wat die hele ou miskap en sy oor afkom. It's like, hoe werk jy met 'n swaard? Hier's die hele ou, imagine hy was so groot soos ek. Hy was seker 'n sniper, hy het net sy oor afgekom. Jy moet luister. Amen. Prys die Here. Sien. Nommer 1, profetiese woord bou die gemeente. Ek weet al hoeveel in ons kerk het iemand gekom en gaan na iemand toe en sê, ek voel ek moet vanaand vir jou bid. Of ek voel die Here sê. En dit stig mekaar, hoekom? Want jy kom agter, die Here dink aan jou. He remembered you. Dis die ding wat ek en jy die nodigste het, is om te weet, iemand dink aan ons. Amen. Niks is so erg soos om in 'n vertrek vol mense te voel, en alleen te voel, want jy voel niemand sien jou raak nie. Profetiese woord is God se manier om vir jou te sê, ek sien jou raak. Jy's nie alleen nie. Ek is by jou. Hoor wat ek vir jou sê. Hierdie is nie verby nie. Amen. Maar dit stig die gemeente, hoekom? Die getuienis van die vervulling. Toe ek in Medihelp gewerk het ons sel gehad op Woensdag. Ons het 'n gebedsboek gehad. Begin die sel, almal skryf hulle gebedsversoeke neer. Vandag se datum, gebedsversoeke. Pietie soek dit, Sunny soek dit.
bid hiervoor, bid vir my ma, bid vir my kind. Dan staan 2 kolomme. Datum vervul, getuienis. Soos wat die gebede waar word, skryf ons dit neer. Party is vandag gebid en 3 jaar later beantwoord. Party is in 'n uur. Amen. En ons skryf dit aan. Hoekom het ons dit gedoen? Hoekom het ons dit neergeskryf? Want sê Grant kom na my toe, hy sê Grant in hy sel en hy kom na my toe, hy sê, ek voel gebed werk nie. Grant, kom ons gaan kry gou al die kere waar jou naam is. Beantwoord. Gebed werk. Amen. God se timing is dalk nie jou timing, maar gebed werk. Amen. Want God het iets wat hy in jou wil vervul, sodat hy die antwoord kan bring. God verander nie ons omstandighede en dan verander hy ons nie. Hy verander ons, sodat ons anders uitkyk oor ons omstandighede. Amen. Hy sit vir jou sy bril op, hy sê ons kyk deur Christus na die lewe. Amen. Dis hoekom ons profetiese woord het, want wanneer jy moedeloos voel, kan die profesie jou herinner dat God het nie van jou vergeet nie. Amen. Ek het altyd gesê, pastore kry grond in kerke, maar nie ons nie. Nou is ek deel van hy ons. Nou verander die getuienis. Is altyd die ander. Amen. Here, hoekom bless jy die ander? Wie van jy het al dit gesê? Is dit net ek? Hoekom het daai ou dit gekry? Hoekom het daai ou dit gekry? Die Here is like, klap eerder vir hulle hande, want jou beurt kom dat mense vir jou gaan klap. Amen. Celebrate eerder hulle blessing, as wat jy hulle blessing kus, en jou blessing kan nooit kom nie. Want jy kus ander mense se blessings. Amen. Ek weet dit is nie julle nie, maar ek noem dit nie. Amen. Profetiese woord, bemoedig en vertroos. Jesaja 40 sê, troos my volk, sê julle God. Amen. Profetiese woord kan vertroosting bring. Amen. Ek het al gesien wanneer mense bedien, en skielik begin hulle huil en sê, dis net wat ek nodig gehad. Ek besef nou wat het die Here vir my gesê. En skielik is die las weg, skielik is die druk weg, skielik maak die lewe sin, skielik kan hulle daai seer embrace en nie teen dit veg nie. Want hoekom? Dit bring clarity. Dit help jou verstaan. Dit help dat ek en jy verstaan wat God wil sê. Amen. Amen. Die skrif sê die Here sê hy sien jou trane en hy hou jou vas. Dis seker 'n vers wat my die meeste is in Jesaja 40 die meeste gedra in my lewe al. So God sien jou trane en hy hou jou vas. Dis hoekom in hierdie kerk sal jy 'n drukkie kry. Amen. Ek weet vir van julle is dit vreemd. Ek kan sien hoe jy styf skop. Jy weet nie hoe om met 'n drukkie te deel nie. Jy sal ontspan, dit vat tyd. Amen. Party mense is gebore drukkers. Jy kan ons almal so sien aankom, hulle kwyl al vir hulle drukkie. En dis ook fyn. Amen. Amen. En ek wil hê jy moet, as jy Bybel lees, gaan kyk hoeveel keer sê die woord God sê. Wat doen hy? Hy profeteer oor jou. Hy spreek oor jou lewe. God het 'n plan vir jou. En hy is besig om dit tot in vervulling te spreek. Hy het gesê, laat daar lig wees. Sien, woorde het meer krag as wat jy ooit kan besef. Woorde skep. Dis hoekom hy sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Die wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wat sê hy? As jy lewe spreek, gaan jy die vrug in jou lewe wees. As jy dood spreek, gaan die vrug in jou lewe dood wees. So ek en jy bepaal ons toekoms deur hoe ons reageer met ons mond. Gisteraan luister ek ding en die ou praat oor die woord responsibility. What is responsibility? Hy sê hierdie, it's the ability to respond to the call of God in your heart. Hy gee jou die vermoë om te kan reageer op wat God in jou hart sê. So as jy die woord ontvang, as jy oggend by 'n preek of
of iets en skielik voel jy daai woord gryp jou hart. Jy het 'n responsibility. God gee jou die ability om te respond wat jy hier binne voel en te sê, ek moet my lewe hier volgens rig. Amen. It's amazing hoe God het vir ons maklik gemaak het om eintlik die lewe te leef. Maar dis ook die gevaar, want dis wat Hebreërs ons leer. Die grootste siekte in die kerk is hardkoppigheid. Hy sê, listen when the Holy Spirit says to you, do not harden your heart, because it's the fruit of rebellion. So hoeveel keer moet die Heilige Gees vir ons goed sê, maar omdat ons in rebellie staan, dit meng in met ons lewe, dit meng in met ons sosiale lewe, dit meng in met ons familie, dit meng in met ons vriendekringe, dit meng in met jou werk. So wat doen jy? Jy maak jou hart hard vir God se stem. Hy noem dit rebellie. Hy noem dit rebellie. Ek weet hoe lank was my hart hard vir God se stem. En ek het hom net probeer doodring. Want ek wou nie die verantwoordelikheid van my calling hê nie, want my sonde was te lekker. Tot die dag wat die Here sê, ek en jy, om ons hier face to face. Amen. En die Here het so 'n wow manier, as hy kwaai is, hy ry jou raak met liefde. Hy is so wy om met jou te praat, dat jy besef, ek voel so loved man, ja, dis hard, want hy praat met jou binne. Maar hoekom voel dit hard? Want hy deel met jou hart, harde hart. En baie keer moet daai woorde sny, sodat die vrot kan uitkom. Amen. Wie van julle het al 'n operasie gekyk van 'n hartoperasie? Wat doen hulle? Om 'n siek hart gesond te kry, wat moet hulle doen? Hulle moet deur die ribbekas breek. Wie van julle al 'n rib gebreek? Dis verskriklik lekker, nee. Jy kan nie nies, hoes, poep, lag, niks nie. Amen. Voor vandag se tegnologie, as jy 'n rib gebreek het, vra my, hulle bind jou toe met telefoonboeke. Want jy wil net hê niks moet beweeg. Amen. As jy nog nie 'n rib gebreek het nie, sal jy nie weet nie. Ek breek 'n rib hier agter, maar is seer. Nou kom ek net oor het, hy's net reg, soos in 'n week. Help iemand swaar graniet skuif, ek klim so onder daai graniet in, want ons is mos nou bietjie sterk, dan moet ons teen trappe opgaan, en toe kom so druk. Kan iemand kom help? Skielik is jy mak. Breek 'n rib, sien jy hoe sag is jy. Amen. Ons boer Botha val met 'n kwadbeen. Amen. Breek 2 ribbes en agter, hak hulle uit. Nou moet hulle gebreekte rib terugdruk. Hy sê, pastoor, ek huil nie maklik nie. Maar daai dag, ek hou net indink. Dis slaafseer, die rib is af. Hy sê, dan kom my chiropractor tannie, hy sê, sy hou hier styf vas, en sy agter, dan druk sy hom in. Ja. Partymal om gesond te word, is nie lekker nie. Die ding waarvan die meeste mense nie hou van profesie nie, is vermaning en korreksie. Ons almal soek die mooi woord, maar ons wil nie reggehelp word nie. Ons wil nie verkeerd gewys word nie. En hierdie boek is 'n boek van korreksie. God gaan jou reghelp. Hy gaan vir jou sê, jy is van die pad af. Hy gaan vir jou sê, stop dit. Jy sal sprus. Hy gaan vir jou sê, jy sal sprus moeilik. Hy gaan vir jou sê, dis jou eie keuse hoekom jy daar sit. Hy gaan vir jou sê, dat jy kan niks aan jou verlede doen nie, jy kan net jou toekoms doen. En al wat jou toekoms kan verander, jy moet vandag beter besluit doen. Amen. Ek sê altyd, 'n goeie profeet sê nie vir my, wat doen ek verkeerd nie. Hy sê vir my, hoe weet wat ek verkeerd doen, hoe maak ek dit reg. Want God is 'n God van antwoorde. Amen. Hy is 'n God van antwoorde. Want ek en jy weet presies wat ons verkeerd doen. En die woord sê reg en verkeerd is in ons hart geskryf. Jy weet wat jy verkeerd doen. Jy weet wanneer jy skinder jy moet nie.
Jy weet wanneer jy daai ding doen, jy moet nie. Jy weet wanneer jy die rekenaar aan sit. Jy weet as jy porn kyk, jy weet as jy daai ding doen, jy moet nie. Maar wat doen ons? Ons maak ons hart vir die stem van God. En wat gebeur? Skielik is jy by 'n diens, en skielik is daar iemand met profetiese woord, en jy gaan staan ewe daarvoor. Die Here gaan met my praat. En dan begin hulle, hoe durf jy? Ja, die Here ken my hart. Ja, ek weet, dis hoekom ons hier is. En ons gaan met daai vrot hart deel vandag. Amen. Handelinge sê die volgende, hy sê, kom ons gaan na, kom ek lees vir julle. Amen. Is julle nog hier? Julle is so stil. Luister julle intens. Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra, geagte volksgenote, wat moet ons doen? 'n Regte profetiese woord gaan jou diep raak. Amen. Daai lig gaan skyn waar flits nog nie was nie. Daai woord gaan sny waar jy nog nooit iemand toegelaat het om in te kom. Hy gaan in die diepste seer kom gryp. Hy gaan in jou diepste ongelukkigheid kom gryp. Hy gaan jou hardste hart kom gryp. Hy gaan in jou grootste issue, drama, rebellie, onvergewensgesindheid, jou minderwaardigheid, hy gaan daarin kom sny. Want God wil ons vry. Hy wil ons vry. So moenie dink elke profetiese woord wat jy kry, is net prys die Here, honkie dorie, hier's 'n mooi uitsig. Amen. En partymal gebruik die Here kinders. Ek's by 'n pastoor, ek het 'n afspraak met hom. Hy was een van my mentors gewees en ek het by hom 'n afspraak 10:00 die oggend, dis skoolvakansie. Sit ek aan sy kantoor. Nou soek hy sy dagboek, nou roep hy. Weet my dagboek, want ons wil 'n volgende afspraak maak. Hier kom sy laaitjie met die dagboek. En hy wil hom vat. Hy sê, "Pappa, kan ek ook 'n datum kry? Wanneer jy vir my tyd in?" It's like, kan ek huis toe gaan? Dan gee daai kind vir my woord. Wat sê daai kind vir hom? Jy is wel almal daar behalwe vir jou eie huis. Party van ons is pastore, party van ons het besighede, party van ons gee ons lewens vir ons werk. Party van ons gee ons lewens vir ons kinders en ons mis ons man of ons vrou. Want ons stel altyd almal eerste. Party van ons is so besig, ons ook nie tyd vir God nie. Nou moet jy nie kwaad wees as jy 'n woord kry. As mense altyd vir my sê, "Maar waar is die Here?" dan vra ek, "Waar is jy?" Want God is oral. Hoekom voel hy ver? Want jy is nie naby hom nie. Amen. Jy is nie naby hom nie. Petrus se woorde het hulle diep gesny. Amen. Dis belangrik, dis hoekom profesie jou waarsku. Profesie gaan jou waarsku. Ek het al hoeveel keer hierdie vrou, as jy wil wonder oor mense in jou lewe, Hades Sinman is above notch. Amen. As sy vir jou sê, pas op vir Pietie. Jy pas op vir Pietie. Want ek het al te veel gesien hoe mense wat dit aflaag seer kry. En dan is hulle vir haar kom. It's like, why? Sy het jou gewaarsku. Maar sy gaan jou nie maak 'n besluit nie. Amen. Want discernment is een van die gawes, die spraakgawes van profesie. Is om 'n onderskeiding te hê van geeste. Nie 'n gees van onderskeiding nie. Onderskeiding van geeste. Jy kan sien, die ou het die Heilige Gees, die ou het nie die Heilige Gees. Hierdie ou het bevryding nodig. Amen. Baie keer bid ons hiervoor. En dan sal iemand skielik op my afstorm en spring my vrou om. Dan sien ek die gaan sy. Nou hoor ek sy sê vir daai vrou, ons vrouens bid hier. Hoekom? Want sy kon sien die gees wat saam met daai vrou kom, is nie hier vir gebed nie. Sy wil graag hierdie pastoor moet vir hande oplê. Wat sy haai kan kry. Dis hoekom jy as vrou uit jou man se rib uitkom, jy moet sy hart en sy gees beskerm teen die besoedeling om hom. Gaan hy dit altyd like? O nee. Nee, hulle is net vriendelik. Nee. Ek ken hulle geslag, hulle is nie net vriendelik nie. Amen.
luister vir mekaar. Self vir jou, jy as vrou, luister vir jou man. Nee, daai ou is nie net nice nie. Amen. Hy kyk in jou rigting, want hy het 'n rigtingwyser wat hom pla. En dis nie die kompas van die woord nie. Verstaan julle? As ek nie haar kan vertrou in wat sy sê nie, gaan my huwelik 'n gemors wees, want sy is my helper. Ek is haar beskermer. Soos Christus sy kerk beskerm, sal jy jou vrou beskerm. Soos die Heilige Gees die kerk help, sal sy my help. En as ek nie haar woord, die Heilige Gees gawe na kan celebrate nie, moet ek nie kla as ek pak kry nie. Amen. En jy kan nie dit hê in 'n verhouding nie. Daai calling word net vervul in 'n huwelik. Want dan is ons een. Dan is ons een. Amen. Saam bly het perks, maar nie vervulling nie. Hoor mooi. Saam bly het perks, maar nie vervulling nie. Amen. 'n Profetiese woord kan jou soms ongemaklik maak, maar dit sal altyd herstel bring. Amen. Ek onthou ek bedien eenmal by 'n kerk en ons het 'n altarcall en die mense staan buite, staan na voor, bid. En seker van hier af daarna laai muur toe. Terwyl ek hier bid, doen paar doppe ou al om. En ek dink vir oomblik, die salwing is sterk. En die Here sê, hy ou probeer wegkom, dat jy nie vir hom bid nie. En ek is like, So, ons bid almal. Kom by daai ou, hy lê hier so, ek is like, ek gaan laaste na jou toe kom. Tjik. Kom terug. Sê, tel die ou op. Manifestasie op sy beste. Amen. En hy ou manifesteer. En skielik sê die demoon binne in hom. Honderde pastore het ons al probeer uitdryf. Wat gaan jou anders maak? Ek sê, ek is nie 'n pastoor nie. Want was ek net 'n Bybelskool student. Nommer 1, ek is nie 'n pastoor nie. Nommer 2, ek gaan jou nie uitdryf nie, want dis die werk van Jesus Christus. Amen. Ek het geen gesag behalwe sy gesag. Ek is net Kobus Sieberts. Maar in die naam van Here Jesus Christus van Nasaret uit. En daai goed kom een na die ander een uit. So. Tot hy laat die skoon is. En die Here kan hom herstel. Partymal is profetiese woord insig. Openbaring, God wys jou 'n prentjie. Want dis wat profesie eintlik beteken. Die regte definisie van profesie. It's an infusion of the mind of God in your mind about someone else. God se prentjie vir hom, gee vir my 'n prentjie en ek kommunikeer daai prentjie. Want dis wat profesie doen. It colors life. Dit gee betekenis aan die lewe. Amen. Ons sê altyd 'n picture speak. Wow, awesome is God dat hy profesie uitgedink het. Want 'n prentjie gaan met jou harder praat as net 'n versie. Hallo? Hoekom hardloop ons van profesie tot profesie? Because a picture speaks 1,000 words. As God vir jou die legkaart aan mekaar sit, dan maak die prentjie sin. Maar die Here profeteer anders as ons. Wie van julle bou puzzle? Wie van julle bou puzzle? Ek gaan nie sê mors jou tyd nie, maar wie van julle bou puzzle? Amen, hoe begin jy met 'n puzzle? Haal jy hom nie uit die boks uit nie. Okay? Eers jou Bybel gaan uitdaag, hè? Right, dan begin jy die 4 hoeke en dan bou jy die rand. Amen, so jy het die buitekant. Imagine God het jou lewe, die einddoel klaar vir jou gegee. Wie van julle sou hom nog gedien? Nee. Toe ek tot bekering gekom in 1996 en die Here my jaar 2000 geroep het vir ministry. Ek wil net graag iemand vir die Here gewen het. As jy vir my daardie tyd gesê het, ek gaan 'n pastoor wees met 'n kerk, sou jy gesê, jy's van jou kop af. Wat rook jy? Ek, 'n pastoor, ek hou nie eens van pastore nie. Sien, God bou in die middel. Hy begin by jou. Want jy's die middelpunt van jou lewe.
Jy's die middelpunt van jou lewe, jy's nie die middelpunt van my lewe nie. Sorry nie. Jy's die middelpunt van jou lewe. En elke dag sit hy 'n stukkie by. As hy profeteer, sit hy dalk 2 stukkies by. Hy bly die prentjie inkleer, want jy moet groei saam met die droom. Jy moet groei saam met die droom. Amen, want die woord is lewendig. Die woord groei jou. Daai profetiese woord groei jou. Die grootste ding wat ek geleer het van my profetiese woord, elke woord wat oor my gespreek het nog nooit oor my gegaan nie. Hoe is dit moontlik? My eerste profetiese woord, nee, die tweede een. Ek het agter in 'n kerk gesit, lang hare gedra, oorbel in die oor, so lang leerjas gehad. As 'n vrou wat 'n profetiese diens doen, van julle ken haar, sy hou die diensdag, sy kyk so, sy sê 'n kort iemand. Sy sê, daar agter, daai ou met daai swart jas, kom hier. As ek sê, wat's die tannie se probleem? En sy sê, hierdie goed, nommer 1, jy was so 'n groot rebel gewees, dat God druk vandag jou horingkies terug, sodat jy die rebelle kan bereik. Amen. As ek so kyk van julle is hier. Amen. En ek het gedink, ek weet nie waarvan jy praat nie. Toe sê sy hierdie ding. Sy sê, gewone kerk gaan jou nog haat, want jy haat tradisie. Weet, jy gaan nie uitnodigings kry na baie gewone kerke toe. Want jy expose tradisie wat nie God is. En ek is like, waarvan praat sy? Jy weet, daar is 2001. Amen. En die derde ding is, jou vriende gaan nie van jou hou nie, want hulle weet, jy weet goed van hulle wat jy nie oor praat nie, want die Here wys dit vir jou. Nou is wat julle gaan nie weer by hom braai nie. Het is goed om by my te braai, want dan kan ons maar goed deel. Want ek was erg met dit. In die begin, 2 uur die oggend, dan maak die Heilige Gees my wakker. Daai tyd, dan sal hy byvoorbeeld sê, ek wil gou met jou oor graan praat. Ek wil hê jy moet vir graan bid, want graan doen hierdie en ek is nie happy daarmee nie. My sprankelende persoonlikheid, 2:05. Graan is jy wakker, ek sal pan. Dan gaan ek met jou praat. Ek moes leer, God het 'n timing in sekere goed. Baie keer gaan hy vir jou iets wys van iemand, maar hy wil eers sê, jy moet daaroor bid. Hoekom? Laat hy haar hart kan voorberei, vir wanneer hy daai woord release. Laat haar hart ontvanklik is, want dan kan die verandering kom. Amen. Profesie is nie 'n klip wat jy in die bos gooi en hoop jy tref iets nie. Klink soos ons regering. Profesie is 'n doelgerigte, gestuurde impartation van God in die hart van iemand, dat hulle kan ontvang wat hy vir hulle het. So kom as ons baie profeteer, dis die vinnigste wat ek oproepe kry. Ek is Gertjie van die Vrystaat, ek het jou diens gekyk, het jy vir my woord? As ek kom, ek gee my bankbesonderhede, want klink my ek is 'n waarsêer. Het jy 'n kredietkaart? Hy sê, in die gemeenskap van gelowiges, dis waar die gawes die sterkste vloei. Profesie is vir die kerk. Help nie, jy's 'n ou wat kwaad is vir die kerk en sit by die huis en sê, Here, praat met my nie. Hy gaan vir jou sê, gaan kerk toe. Dis die eerste woord wat jy nodig het. Kom by die gelowiges waar die gawes floreer. Amen. Ek was ook daar, ek wil ook op my grot gaan bly. Weg van almal. Here, ek's lief vir jou, maar jou kinders, Here, as jy hulle vir my stuur, gaan ek hulle vir jou stuur. Ek was daar, julle lag. Ek het ministry vir 3 jaar gelos, ek was gatvol vir Christene, want ek was self was 'n kerkmens, was nog nie 'n kind van God nie. 3 jaar ministry gelos. Here, ek's lief vir jou, maar jou kinders. En toe begin die Here met my praat. Jy moet my weg. Hy sê, hoekom is jy kwaad vir die kerk? Ek sê, want wat ek hier lees, en wat die kerk doen, is 2 verskillende goed. Hoe kan ek afkyk op mense as jy hulle oplig? Hoe kan ek as 'n pastoor in 'n posisie staan, en sê, jy's nie op my vlak nie? Hoe kan ek mense hanteer, en sê, jy kan nie met my kuier nie, want ek's te belangrik? En as ek hier lees,
moet ek by die voete van mense wees, nie op hulle staan nie. Toe sê die Here, nou begin jy verstaan. In 3 jaar kom al uit die sisteem van kerk uit my, om vir my te sê, kom ek leer jou my hart vir mense. En ek is soos in, Here, nou word ek gebel. Pastoor Dani Slabert bel my. Hy sê, Koos, kom jy bietjie by my in die Kaap preek. Ek sê, Dani, weet ek slam met ministry, moet nie my tyd mors. Nee man, kom bietjie Kaap toe. Dan kom preek jy hier by my. Sê ek, nee, ek slam met ministry. Ek is moeg vir die kerk, ek is moeg vir mense. Ek het die Here. Jy het julle al gehoor, ek het die Here. Nee. Daai Here wat jy het, gaan jou terug in die kerk kry. Ek het die Here. Hy sê, okay, moet dan nie kom preek nie, kom net en kom kuier net vir my naweek. Ek sê, ek kan daai doen. Hy sê, ek sal tot die vliegkaartjie betaal. Maar ek gaan dit verseker doen in die Kaap, verniet vliegkaartjie, by all means. Hulle het 'n konferensie die naweek. Vrydag aand, ek sit in die huis, die mense hou kerk, weier om kerk toe te gaan. Saterdag hou hulle 3 dienste, ek sit in die huis. Ek braai so lank. Hy klaar kom, ek sê, liedjie in. Sondagoggend sit ek in die kerk. Besluit ek sal nou maar gaan, want ek kan nie eintlik die hom so in die gesig vat nie. Hy sê nie 'n woord nie, hy mou nie hoor ek in die huis sit nie. Hy los my. Ek gaan sit in die kerk. Ons is besig om te worship. En ek voel die Here sê vir my, ek het woord vir hierdie mense. Ek is like, nee, gee dit vir Dani. Hy is like, nee, hulle moet dit van jou af hoor. Jy weet van julle al agtergekom, as jy agterkom, die Here praat met jou, hou jy sommer op worship ook, want jy is bang, hy praat nog meer met jou. Jy staan net daar, en kyk. Dani staan op, verwelkom almal. Hy is soos in, ons het 'n gasspreker hiervoor. Ek is soos in, okay. En die Here revive my passion vir ministry. Hy revive my hart vir mense. Weet jy hoe help hy my in my calling? Nee, ek sit in daai kerk, daar was 550 mense. Hy sê, Pastoor Kobus gaan vir almal profeteer, niemand gaan huis doen. Wie van julle sukkel om vir woord vir een ou te vertrou? En ek sê, Here, ek is nie eers 'n profeet nie. Hy sê wie? Diens is klaar, hy mense kom line om. Ek begin profeteer. Vertrou die Here vir elkeen vir woord. Elkeen vir woord. Bedien al 550 mense. Ek wil uitstap, ek wil gaan rus, dan nie sê gaan piepie, die aanddiens begin oor 1 halfuur. En jy is die spreker. Die probleem is, daai 550 mense, bel hulle vriende, en sê, hier is iemand wat profeteer, kom. Te bedien ons man, tot 2 uur die oggend toe. Sien, nou kom 'n tyd in jou lewe, waar jy God gaan moet vertrou met jou calling, want hy weet wat om daarmee te doen. Ons los ons callings, want ons weet nie wat om daarmee te doen. Want dit is nie vir jou om te besluit wat daarmee moet gebeur nie. Dit is vir God om te besluit wat met daarmee gebeur. Amen. Hy rus jou toe vir ander mense. Dis jou calling vir iemand anders. Dit gaan nie oor jou nie. My calling gaan oor jou. Jou calling gaan oor my. Dis vir opbouing van die kerk. Jou calling gaan nie oor jou nie. God het jou geroep vir ander mense. Dat jy in hulle lewe in kan spreek. Dis hoekom jou calling jou nooit kan belangrik maak nie. Want dit gaan nie oor jou nie. Dan laat my dink aan hy. Is van ons kerk en ons pastore in Pretoria. As jy hom bel vir huisbesoek en vra jy call out vir. Ja, R550. Ek is like, is ek in die verkeerde kerk. R550, call out vir, dan sal ek huisbesoek doen. Want weet jy wat sê? Want ek is 'n belangrike ou.
Ek is 'n pastoor, soos wat 'n dokter 'n graad het ek 'n graad. Ek is belangrik, so ek verwag 'n call-out-fee. Die Here weet dat ek nie daai ouens ontmoet op 'n daaglikse basis nie. Want van hulle sal hom dalk ontmoet. Nee, daar's van hulle, julle verstaan nie. Kom ek vertel julle hoe siek word die kerk. Dis hoekom jy moet vashou aan ware teaching. Daar's kerke wat sê, kom en die pastoor lê vanoggend vir jou hande op vir R1000. Hy sal oor jou profeteer vir R5000. Ek het so graag antwoord nodig, hier is my R5000. Sien, as ek Handelinge 8 lees, toe die ou gesê het, ek sal die anointing koop, toe word sy demoon uitgedryf. Amen. As die evangelie nie verniet is nie, wil ek dit nie hê nie. Genade is verniet, maar jou calling gaan jou lewe kos. Jy gaan sterf in jouself, dat Christus kan leef. Jou calling is nie cheap nie, genade is verniet. Jy kry dit verniet, was nog steeds duur, het Jesus sy lewe gekos, maar jy het dit verniet gekry. Maar jou roeping gaan jou strip van alles wat jy gedink het is jy, totdat jy Christus in jou ontdek. Want dis waaroor roeping gaan. Mense moet sy stem deur jou lewe hoor. Hulle moet hom deur jou lewe sien. Dis wat Korintiërs sê, die Heilige Gees kom, soos voor 'n spieël, verander hy my en jou na die beeld van Christus. Hoe nader jy en hoe dieper jy in jou calling kom, hoe meer gaan mense die Here in jou lewe sien. Ek sê altyd, my beste getuienis wat ek ooit by mense kan kry, as mense vir my sê, ja, ek kan Jesus in jou oë sien. As ek so spotsie speel, hoe lyk hy? Weet jy wat sê hulle? Hulle sê, something changed on the inside, and I know it's God. Ek weet dis God. Dit moet my en jou getuienis wees. Mense moet sê, joh, Shane, jy het so verander. Wat is hierdie? Ek ken jou nie so nie. Jy was altyd hierdie ass. Nou is jy eintlik 'n plesier om die braaivuur te staan. Weet jy wat sy getuienis? Vandat God in my lewe gekom het. Want mense het nodig om te hoor, vandat Jesus in jou lewe gekom het. Nie jy het net beter besluite geneem nie. Ons het nie die vermoë om onsself te verander nie. Dis hoekom ons woord kry. Dis hoekom ons profetiese woord kry. Dis hoekom ons oor mekaar lewe spreek. Dat daai woord kan begin werk. Een plant die saad. Een maak nat. God laat groei. Amen. Amen. Laaste een. Profetiese woord. Gaan God se wil aan jou openbaar. En hy gaan jou rigting gee. Die Here wil hê jy moet weet in watter rigting. Ek sien ou wat baie droom nie. Maar ek het al geleer, my drome is signposts. Amen. Wat is die ander woord? Dit help my déjà vu moments. Want ek sal in 'n plek kom en daar staan en skielik besef ek was al hier. Dan besef ek, wow, ek het hierdie gedroom. Asof die Here vir my sê, jy's nog in die regte rigting. Jy's nog in die regte rigting. So ruk terug. Wil ons 'n huis koop en dit werk nie. Maar ek staan op hy stoep en ek besef hierdie huis was in my droom. En vir 'n oomblik voel ek oortuig dis die regte huis. Tot die tannie vir my sê, hier bo by hierdie venster is jy met 'n leer inklim, is daar 'n hele attic. Soos dit word so in my droom met daai tannie presies dieselfde woorde gesê. En vir 'n oomblik voel ek dis die plek. Weet jy wat gebeur, ons kry nie die lening nie. En ek gaan terug na die Here toe. Ek sê vir hom, nou wat nou? Hy sê, jy het nie klaar geluister nie. Gaan revisit jou droom. En letterlik, toe ek die droom revisit, hoor ek duidelik hoe die tannie dit sê, en net daarna, onthou ek het die Heilige Gees gesê, onthou jy nie hierheen nie. En ons sou 'n fout gemaak het, as hy deurgegaan het. Amen. Ons sou nie die blessing van ons grond gehad. En dan besef ek, God praat met jou. En ons besef nie dis hy nie. Want ons koppe is baie keer te besig. Hoeveel keer moet hy my en jou nog waarsku deur drome wat deel is van profetiese bediening, deur profetiese woord, deur skrif wat uitspring en vir jou skielik sin maak. En jy's like,
nee, hierdie is nie nou van my nie. En hy's like, come on, ek probeer jou uit daai gat uitkry. Luister net, reageer net. Laat die woord toe om vir jou te werk. Hoe kom mens uit 'n gat uit? Met 'n leer. Die woord is jou leer. Amen. Amen. Maar die Here se leer is van nie. Jy's in daai gat, daar lê klomp planke met 'n hamer en spykers en jy's like, wat moet ek hiermee maak? Hoe gaan ek ooit hier uitkom? En die Here is like, jou idiot, het ek vir jou al die tools gegee. Hier's die gawes, dis wat jy nodig het. Hier's die woord, hier's jou beloftes. Hier's die helder brein wat ek jou gegee het. Gebruik hierdie goed. Sit dit aan mekaar, laat my toe om vir jou die plan te gee. Bou die leer en kom jy uit. Maar ons is, Here, ek het asseblief, ek het nodig om uit hierdie gat te kom. En hy is like, kyk net bietjie nou. Hallo. Here, ek soek 'n chocolate koek. Maar kom iemand dan bring hulle vir jou meel en eiers en kakao en jy's like, wat moet ek hiermee maak? Here is like, jy het dan gevra vir chocolate koek. Maar ek soek die eindproduk. Nee, ek het nodig dat jy die proses leer. Want nou gaan jy die eindproduk waardeer. Amen. Wie van julle het al pannekoek gemaak? Wie sy eerste pannekoek is altyd 100% reg? En jy het nog nooit flops gemaak. Jy het 'n vrou. Dis hoekom jy nog nie flops gemaak het. Wie het al koek gebak om van, wie het al 'n Thai steak gebruik? Daai wat mense vir mense sê, as jy 'n sagte steak wil hê, laat Koos hom vir jou braai. Dan bring hulle eie vleis, dan is ek klaar bekommer. Want waar het jy daai vleis gekoop? Want as ek daai pakkie oopmaak en ek ruik maar Rabastan, dan weet ek ons gaan lank hou aan hierdie een. Maak nie saak wat ek doen nie, om daai ding sag te kry, moet hy onder 'n lorry se wiel beland. Sien, ons wil altyd die eindproduk proe, maar dis die proses wat ons groot maak. Nie voordat jy geleer het om self koek te bak nie, en self 'n fout te maak nie. Dis hoekom in profesie gaan jy foute maak. Jy gaan, en dis fyn. Want hoekom? Jy moet ook leer. Jy gaan partymal te vinnig vir iemand iets sê, en dan bars 'n bom wat jy nie voorreg was nie. En jy gaan voel, is ek 'n failure? Die Here sê, nee, leer net geduld. Jy gaan leer op hom te wag, dat die vrede in jou hart daar is. Nie die angstigheid nie. Angstigheid om iets te sê is nie van God af nie. Boldness en angs is twee verskillende wêrelde. Amen. Maar daar sal 'n vrede wees om vir iemand te sê, so sê die Here. En God sal rigting gee, en God sal antwoorde gee. God gaan korreksie bring. Hy gaan partymal die wortels uitpluk, want hoekom? Hy wil die regte saad plant. Want God wil hê jy moet 'n goeie einde hê. Amen, nie 'n gebroke einde nie. Hy het gekom dat ons moet heel word. Hy sê, ek het my woord gestuur en hulle gesond gemaak. Wat maak ons gesond? Woord wat oor ons uitgespreek word. Whether dit 'n preek is, whether dit profetiese bediening is, whether dit iemand is wat vir jou 'n boodskap stuur, as daai ding jou hart gryp, hoor mooi, daai Handelinge 2, toe hulle sê, die woord het ons hart gegryp, toe kan daar genesing kom. Die woord moet eers daai hart raak sny, dan kan jy gesond word. Nie voordat jy toelaat, laat die woord jou hart sny nie, sal jy nooit gesond word. Dis hoekom ons korreksie ook nodig het. Amen. Amen. Dink is genoeg vir vandag. Ek love it. Amen. Wanneer God oor ons lewe spreek, het God 'n plan. Wil jy moet hoor vandag, wanneer God oor jou lewe uitspreek, het hy 'n plan. Amen. Hy sê, ek is die beginner en die volëinder van jou lewe. Hy weet wat jy nodig het, en as hy sien jy sukkel bietjie, dan gee hy vir jou woord. Hy gee vir jou hulp. Party van hy woord gaan jou rigting gee, dis die kant toe.
Jesaja sê, ek loop agter jou, ek sê vir jou, links of regs. Maar ons is partymal soos 'n reisiesperd met oogklappe. Jy kan nie sien wat om jou aangaan nie, want jy is so gefokus op werk of whatever, jy kyk nie daar, jy besef nie wat God alles vir jou wys nie, en dan voel jy mis hom, want jy het oogklappe aan. Laat hier het nou so mooi gesê, die redreis, daai stroom wat almal afgaan. My pa het altyd gesê, even if you win the rat race, you still a rat. Ons kan nie die rat race wen nie, maar daar is altyd iemand wat beter as jy wil wees, wat alles in hulle vermoë gaan doen om jou verby te vat. Dis wat kompetisie nie van God af is nie. Die enigste kompetisie wat jy het volgens die Bybel, is die ou mens, jou vlees. Want jy kan nie daai ou toelaat om weer hou vas in jou lewe te kry. Amen. Amen. Volgende week gaan ek 'n bietjie praat oor hoe release ons profetiese woord. En ons gaan die Here vertrou om van julle te begin profeties bedien, want ek weet dis die seisoen daarvan. En ons gaan seker maak dat die span wat hier is jou gaan bedien. En ons gaan vir jou woord gee. En ons gaan die Here vertrou hierdie week. Dis my mission hierdie week. Ek sê Here, regtig, jy gee vir my al hierdie goed waarop ek moet fokus en ek moet trek. Hy sê, wat doen jy tussen 2 en 4 in die oggend? Blykbaar bid ek vir jou vir woord, klink dit vir my. Ek wil regtig hê jy moet, as jy volgende week kom met 'n expectancy. Jy weet waar in jou lewe het jy antwoord nodig, of net duidelikheid nodig, of net dalk het jy 'n besigheidsbesluit nodig. En ons gaan die Here vertrou vir antwoorde. Amen. Want dis wat God doen. Dis wat God doen. Sonder dat van julle weet het, ons al klaar vanoggend oor julle woord release. En al klaar begin prentjies inkleer. Want God is besig. God is besig. Jy's hier vanoggend omdat God 'n plan het met jou. En hy het 'n toekoms met jou. En hy gaan daai toekoms tot vervulling bring. Jy mag dalk nie nou weet hoe kom dit daar nie. Hy weet. Jy mag dalk nie nou weet wat nou môre of oormôre is nie. God weet. Sien, ek en jy het môre en oormôre. God het net vandag. Van die lewe in die ewigheid. Dis hoekom môre en oormôre vir my en jou stresvol is, maar nie vir God nie. Dis baie keer hoekom ons vandag se joy mis, want ons is te gestres oor môre. Amen. Ons is so ge-worry oor 'n maand, ons is so ge-worry oor einde van die jaar, ons is so ge-worry oor 5 jaar. En die Here sê, why worry? Ek kan sê wat Jakobus 4 sê, hy sê, hoekom worry jy? Jy weet nie eens of die môre is nie. Hoekom worry jy oor 5 jaar? Ek moes daai les leer. Ek en Christie gaan eendag na pastore dag toe. Nou sê hulle, ons moet iets oor ons kerke sê, en jy moet, as jy het 'n slideshow bring vir 'n program met grafieke, en wat is jou 5 jaar droom, en jou 10 jaar droom, en jou vir die kerk, en ek is like, huh? Want ek het geleer, moenie worry oor môre nie, vandag is belangrik. Die Bybel sê te veel, now and today. Nou gaan ons maar, nou roep hulle ons. Kobus, vertel vir ons, wat is die kort en langtermynbeplanning van Bomshelter? Ek sê, plaas jy net so gesê, dis maklik. Nommer 1, ons korttermyn, leef vandag voluit, want môre is nie gegarandeer nie. Langtermyn, ek wil hemel toe. Is daar enige iets anders om te sê? Leef jou lewe so dat as dit lank vat, jy nog steeds by die hemel kom, maar leef jou lewe so dat as vandag klaar is, jy nog steeds by die hemel kom. Amen. Want ek weet nie wat môre nou nie so leef vandag voluit. As ek nie vandag voluit Christen is nie, wat help dit môre as ek vanaand sterf? So kry myself vandag reg, want môre het geen garantie nie. Weet jy hoe die Here dit my geleer? Biking. Hoeveelheid mense wat ek moes baie sê, binne 'n halfuur nadat ek hulle gedruk het my lewe van. Ek onthou, ek is deur oom Angus genooi
om saam met hom Mighty Men in Amerika te gaan launch. Ek is nog die oggend by die werk, ons vlieg die middag, en net so lunchtyd stop my een pel by my Johan apteker. Hy sê, nee man, ek wil jou persoonlik kom, Kubai, sê. Dan gee ek om my hak, maar hy hou vir my lang vas. Is hy wat jou ongemaklik laat voel. En ek is like, dude, jy trou een van die dag. Hoef my nie so vasthou nie, lag ons. En sy woorde, toe hy op sy baie klim is, ek wil jou persoonlik kom, Kubai, sê. Aans ek op die vliegtuig, toe ons in Amerika land, WhatsApp, SMS op my foon, Johan apteker is vanmiddag oorlede, op sy motorfiets. En ek is like, hy het persoonlik vir my kom Kubai sê. Cherish daai tye, want het leer jou die waarde van lewe. Amen. Sulke goed leer my, dat elke persoon is belangrik. Jy mag dalk nie van my hou nie, maar as iets met my gebeur, iemand gaan my mis. Amen. Iemand mag dalk nie van jou hou nie, maar daar is iemand wat jou gaan mis. Jy mag dalk nie van iemand hou nie, maar daar is iemand wat hulle gaan mis. So as jy niks het om te value in die lewe nie, value die waarde van lewe self. Want dis belangrik. Want lewe kom teen 'n koste. En baie keer gaan daai lewe jou grootste seer wees, voordat jou grootste vrymaking is. But you're gonna walk that walk. En dis wat God so getrou maak. Sy gees is nog nie. Hy is nog nie terug nie. Beam me up, Scott. Nee, dat het nie in die Bybel gebeur nie. Sy gees is nog nie. En solank God sy gees hier is jy veilig. Solank God sy gees nog hier is daar hoop, is daar antwoorde, is daar vrede, is daar krag, is daar geduld, is daar inspirasie, is daar 'n toekoms. Want al daai goed is in God se gees vasgevang. Jy mag dalk nou op 'n plek dat jy sê, die lewe maak nie sin nie. En dan kom Jesus en hy sê, al verstaan julle nie nou wat ek doen nie, julle sal wel verstaan. En daai vers het my al soveel gedra. I don't need to understand what's happening in my life. Maar ek het nodig om die vrede te hê, wat God is saam met my waar ek nou is. Amen. En dis waarna jy soek, is God se vrede. Ware profetiese woord sal vrede in jou gemoed bring. Al is dit regheid, al gee dit jou pak. Because why? The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, dankie vir die voorreg. Ja, dat ons kan toelaat dat die woord nie net in ons werk nie, maar ook vir ons werk en ook deur ons werk. Dankie vir die gawes van die Heilige Gees. Dankie dat U vir ons sê, laat kry in jou hart die begeerte om te profeteer. Hoekom? Want ons moet mekaar bou. Ons moet die liggaam bou. Dis die doel daarvan. It's that inspirational speech, is daai woorde wat ons sê, wat geïnspireerd is deur die Heilige Gees. Dis waarmee ons mekaar bou, bemoedig, gesond maak, reghelp, vermaan, oprig. Here, waar ons die goed in ons lewens, wat maak dat ons kan sien, iemand is nie op die regte plek met God nie, met vrymoedigheid vir hulle kan sê, hey my boetie, hey my sussie, stop daai ding in jou lewe. Hoe weet jy dit? Wie het geskinder? God se Gees het aan my openbaar. Mag ons meer sensitief wees om respek te hê vir die stem van God deur mense. Want nie een van ons is perfek nie. En ons het almal leiding en hulp nodig. Here, mag ons by mekaar ontvang dit wat U vir ons het profeties. Mag ons by mekaar ontvang die woord wat U oor elkeen van ons uitspreek profeties. Here, mag ons by mekaar ontvang U plan vir ons elkeen se lewe wat uitgespreek word profeties. Dat ons daai plan sal vat en daarmee gaan werk op ons nee. Dat ons na U toe kom. Ons is so maklik om profetiese woord te vat en vir ander te sê, hoor wat het die Here gesê. Plaas dat ons na U toe hardloop en sê, Here, help my met wat U gesê het. Want as ek hierna luister en ek kyk na my lewe,
ek het hulp nodig. Wys my die pad, leer my die pad, groei my in my woord, sodat in die vervulling daarvan, ander mense, die vrug van daai woord kan eet, sodat hulle U kan sien, en U kan ontdek. Dis ons hart vanoggend. Here, laat ons profetiese woord nie net vir ons stigtend is nie, maar dat dit vir ander mense vrug sal wees, waarna hulle U ontdek in ons lewe. Bless elkeen vandag, Here, wat die tyd uitgekoop het. Bless elkeen wat op YouTube hierdie diens gaan luister. Mag die woord van God in hulle gees werk. Here, as ons volgende week by mekaar kom, Heilige Gees, kom release prophetically oor elkeen iets. Here, laat almal hier wegstap, wetend, die getuienis van Christus is deel van hulle lewe. Dis ons gebed van Jesus naam. En almal sê saam. Amen.